Hallo en welkom by Namibië sonder grense, waar ons met Namibiërs reg oor die wêreld gesels. Namibië het oor jare 'n paar indrukwekkende sportmanne en vroue gekweek en daar is tans 'n groot aantal Namibiese rugby, cricket, golf en tennisspelers reg oor die wêreld. Ons gesels vandag met Christopher Kumbi wat in Nieu-Seeland professioneel cricket speel. Hallo julle, ek is mal daaroor om te gaan fliek en ek en Adrian het in hierdie week vir die eerste keer flieks toe gegaan hier in Houston. Ons was by 'n Cinemark hier naby aan waar ons bly. En dit was nogal 'n belewenis wat ek graag met julle wil deel. Daar's 'n paar goedjies wat anders is as die sterk in die kor by die huis. Ons het al ons goedjies aanlyn bespreek, ons kos en snacks aanlyn gekies en betaal. As mens dan nou daar aankom, dan is al jou goedjies klaar vir jou gereed en dan kan jy dit net gryp en ingaan. En as jy jou sitplek aanlyn kies, dan is die sitplekke weerskante van jou reeds uitbespreek sodat mense nie langs jou kan kom sit nie. Dit is maar hulle COVID regulasies. En as jy dan nou by jou flieksaal ingaan en jy kry jou sitplek, dit is 'n leer sitplek wat uitskop en daar's 'n knoppie aan die kant waar jy kan kies hoe laag jy wil lê of hoe regop jy wil sit. En dan kan jy ook pos bestel van jou sitplek af en dan lewer hulle dit af waar jy sit. So as jou koeldrankie halfpad deur jou fliek op is, dan kan jy net aanlyn bestel en dan bring hulle dit sommer na jou toe. Hi daar, my naam is Christopher Kumbi. Ek is gebore in Walvis Bay. Ek het op ouderdom van 13 verhuis na Windhoek, waar ek my skoolloopbaan voltooi het. Na skool het ek 'n voltydse kontrak gekry as 'n nasionale cricketspeler, waar ek my land verteenwoordig het tot met die ouderdom van 25. Ek het in 2019 besluit ek wil bietjie die wêreld toer en in Denemark het ek bietjie gaan cricket speel en ook coach. En ek het daarna besluit ek wil bietjie die kultuur kom ervaar in Nieu-Seeland. So ek is die laaste 2 jaar in Nieu-Seeland. Ek bly in die kusstad van New Plymouth wat in die Weskus van die Noord-eiland geleë is. Ek speel op die oomblik cricket vir die klub Stratford, waar ek nou op die oomblik in winter is. Ons begin Oktober maand met my 3de seisoen vir die klub. Ek rig ook vroue cricket af en dit is omtrent 'n belewenis om in Nieu-Seeland te wees, veral deur 'n winter wat baie kouer is as wat dit in Namibië is. Ek moes in 2020 April maand moes ek teruggekeer het Namibië toe, maar oor COVID was ek hier gisteraan gewees. Ek het die geleentheid gekry om bietjie die land deur te toer, die Noord-eiland, die Suid-eiland. Ek het die kultuur ervaar hierso, baie geleer, die Hakka geleer, en ook, ja, dit is natuurlik moeilik om vir 'n lang tydperk weg van die huis af te wees, maar ook die dinge wat ek by die huis doen ons ook hier. Ons braai, ons eet biltong, maar ek moet sê die ding wat ek die meeste verlang is die kameraderie, die Afrikaanse grappies, manier wat die mense in Nieu-Seeland 'n mens verwelkom. Almal het 'n hart van goud en hulle verwelkom mens met oop arms. So, ja, ek sien uit daarna om nog 'n koue winter in Nieu-Seeland deur te bring, met my tweede helfte saam met my, waar ons bietjie die Suid-eiland gaan rondtoer en bietjie gaan ski. So, ja, groetens uit Nieu-Seeland en hoop ek sien julle almal binnekort.
Welkom! In vandag se episode van Namibië sonder grense is ons terug in Amerika en ons gesels met Tonya Ruwerda wat in 'n klein dorpie in Virginia au pair. Sy gaan ons ook meer vertel van haar reise na Nashville en New York. Soos julle weet, woon ek in Houston en my verloofde speel professioneel rugby hier. Sy span het verlede naweek hulle laaste tuiswedstryd van die seisoen gespeel en ek moet sê, deur die loop van die jaar was hulle tuiswedstryde 'n hoogtepunt vir my gewees. Dit is ongelooflik om te sien hoeveel Amerikaners opdaag en wat 'n atmosfeer hulle skep, veral omdat rugby hier nog relatief nuut is. Hulle het iets wat hulle noem tailgate, waar hulle 3 ure voor die wedstryd begin in die stadion se parkeerarea kos maak en kuier tot die wedstryd begin. Maar hier is 'n kort video om vir julle te wys hoe rugby hier in Amerika lyk. Hallo, ek is Tonya Ruwerda en ek soek Namibië. In Oktober 2020 het ek 'n groot besluit gemaak om te gaan au pair in Amerika en my hele lewe agter te laat. Ek het vir 5 jaar by 'n wonderlike kleuterskool gewerk, Pikkie Paradys, en ek my liefde en passie vir kinders net 'n stapie verder gevat. In Februarie 2021 het ek verhuis na my tydelike huis in Amerika, in 'n staat Virginia, in 'n klein dorpie Aldi, is waar ek tans woon by 'n pragtige familie met 3 baie oulike kinders. Was dit 'n maklike keuse? Glad nie. Was dit die beste keuse vir my? Verseker. Om te au pair was nog altyd my droom. Om te sien hoe Amerikaners hulle kinders grootmaak en om by 'n ander familie te woon, anders as my eie, was tot dusver nog net 'n wonderlike tyd. Alles hier is anders. Die mense, die kos, die kultuur en die lysie gaan aan. Ek staan steeds party daarop en dit voel regtig soos een groot droom. Jy bestel inkopies aanlyn en binne 24 uur lewer hulle dit buite jou deur af. Om eerlik te wees, weet ek nie eens meer hoe die binnekant van 'n winkel lyk nie. Ek verlang my mense, die natuur, die plaas en genade, nie eens om te praat oor 'n behoorlike braai of biltong of droewors of nog beter 'n garagebaai nie. 'n maand na ek in Amerika gekom het ek Nashville toe gegaan vir die tweede keer en dit het weer soos die eerste keer gevoel. Nashville is geken as the city of music. In elke liewe kroeg sing een persoon beter as die ander. Die kroegte is in downtown Nashville of dit is hoe die mense dit ken. Maar ek sê weer, die een persoon sing beter as die ander. Ek was New York toe en ek het gevoel asof ek in 'n fliek was. Alles wat ek in flieks gesien het ek eerstehands beleef. New York is definitief 'n stad wat nie slaap nie. Ek myself oor 'n mik geloop, maar dit was regtig 'n droom wat waar geword het. Jy ry met 'n trein van die een plek na 'n ander, jy eet kos, jy eet puddings, dis regtig waar, dit raak net beter. New York is regtig 'n stad wat 24 uur, 7 dae 'n week besig is en 3 dae vakansie was behoorlik genoeg vir my gewees. COVID hier is onder beheer, so ons hoef nie meer maskers te dra nie en jy mag weer reis. Daar is winkels wat dit nog vereis vir jou om 'n masker te dra, maar as jy jou inentings het, kan jy 95% normaal funksioneer. Ek het regtig die tyd van my lewe, maar my hart sal vir altyd aan From the heart of the continent to its farthest horizons, Africa awakens with stories that shape our world. This is Africa Good Morning, your window into the pulse of a dynamic continent.
I'm Ashwin Berry, here to deliver the latest news, sharp insights, and the vibrant spirit of Africa. Every weekday, we dive into the headlines, uncover untold stories, and spotlight the people driving change. Plus, stay ahead with daily weather forecasts and economic updates to navigate your week with confidence. With direct coverage from our correspondents on the ground, we bring you in-depth access to Africa's beating heart. Mondays, Mike Situla reports from Zambia. Africa, good morning. Tuesdays, Talent Gore covers Zimbabwe. Africa. Wednesdays, Rorisang Mohojwe brings Botswana's news. Dumela, Rorisang. Thank you very much, Ashwin, for having me right here on Africa. Good morning. It is always a pleasure to be here with you all. Thursdays, Ari Hogarth tackles South Africa. Yes, very good morning, Ashwin and Aina. Yes, a good atmosphere. And Fridays, we focus on Namibia's bold narratives. From thriving cities to rugged plains, our team is there, capturing the rhythm of a continent on the rise. Africa Good Morning is your essential start. News, weather, economics, and more. Hallo en welkom by Namibia Sonder Grense. Ons gesels vandag met Marissa Bodenstein van Korrigas wat al amper 20 jaar in Taiwan bly. Sy gaan ons 'n bietjie meer vertel van haar lewe as 'n Engelse onderwyseres en hoe sy by hierdie nuwe vreemde plek moes aanpas. Hier by my in Houston is dit somer en dis lekker warm. So ons was hierdie week bietjie by die see by die Kamal Broadwalk. Ek vertel graag my avontuur vir julle almal. Ek kom van Korrigas af en het in 2002 Taiwan toe getrek. Na 10 jaar in Stellenbosch moes ek 'n klomp skuld afbetaal en die vinnigste manier was om Engels te gee. Toe ek hier aankom was ek nie 'n onderwyseres nie, maar ek het baie vinnig een geword. Die Chinese het 'n manier om jou vinnig te laat leer swem. Ek gee skool vir 3 en 4 jaar oue kinders en dit is ongelooflik om te sien hoe vinnig die kleintjies leer. Hulle is so gierig. Hulle leer lees Engels en praat Engels in 6 maande. Dis baie lieflik om te sien. Selfs die ouer mense is gierig om te leer. Can you see Nina's teddy bear? Yes. Ah, so you say, Nina, I like your teddy bear. That is so cute, Nina. I like your teddy bear. Good job. Roger, what do you have on your t-shirt? Ek bly al afgelope 20 jaar hier en is sielsgelukkig in Taiwan. Dis 'n wonderlike land, vriendelike mense, baie interessante leefstyl en definitief verre ooste. Aanvanklik het ek gesukkel met die kos, maar soos enige avontuurlustige persoon het ek probeer. Ek kook ook graag self en ja, mense smake verander. Ek mis natuurlik Namibiese braaivleis en die mense mis ek die meeste. Die taal is baie interessant. Ek praat nie vlot nie, maar goed genoeg. Ek kan lekker gesels. Iets wat vir my baie interessant is, die Chinese het 'n sê ding wat beteken daar's geen manier nie of impossible en dit is Mayobamfa. En ek lag altyd as ek dit hoor want 'n boer maak 'n plan en ek is gedetermineerd om gewoonlik 'n plan te sien. So Mayobamfa bestaan nie in my taal nie. Dis baie lekker in Taiwan omdat die mense so vriendelik is en jy's veilig hier. Die mediese stelsel is baie goed. Selfs nou in 'n tyd van COVID word ons goed gereguleer. Daar's baie hulp beskikbaar
en alles is natuurlik baie billik. Om in Taiwan te bly is 'n uitdaging geweest. Dit raak natuurlik al makliker, maar toe ek hier aangekom het, was daar geen brood of kaas beskikbaar nie. Skaars het jy Engels gehoor of gesien en jy moes maar net die taal self leer. Ek het my deel gedoen en Chinees geleer. Die taal is moeilik om te leer, dis baie moeilik om te skryf en te lees, maar as jy so 'n bietjie aandag daaraan gee, elke dag bietjie oefen, dan kan jy dit reg kry. Mornings just got better, Namibia. From the latest headlines to the hottest trends, we're bringing you the conversations that matter. That's right. Bright minds, bold opinions, and a touch of morning magic. This is your daily dose of energy. So grab a cup and join in on the conversation every weekday morning at 8 o'clock with Smell the Coffee, hosted by Diana Master and Aina Raisa Quayo. Van Namibië sonder grense. Ons kuier vandag by Zoan Labeskagni, wat op die ouderdom van 24 reeds op 4 verskillende kontinente gebly het. Sy kom van Walvis Bay en bly nou in die hoofstad van Kambodja, Phnom Penh. Kambodja is in die suide van Asië, reg langs Thailand en Vietnam. Maar eers wil ek julle 'n bietjie meer vertel van die Amerikaanse Die meeste van julle het seker al gehoor van beef jerky. Dit is die naaste ding aan biltong wat ons hier in Amerika kry. Maar ons het vinnig nadat ons oorgekom het, besef dat dit nie dieselfde is nie. Die gewildste jerky hier in Texas is Jack Link's. Jy kry dit by elke vulstasie en supermark, van Buc-ee's, Kroger, Walmart, oral. Dit kom in 'n paar verskillende geure. En my gunsteling is die teriyaki, en dit is ook hoekom die pakkie al oop is, maar ek kan vir julle 'n stukkie uithaal en wys hoe dit lyk. En dan het ek ook 'n stukkie biltong hier by my, sodat julle die twee behoorlik kan vergelyk. Groot verskil is, jerky word gerook. In hierdie proses word dit ook gaar en daarom het dit 'n baie langer raklewe. 'n Pakkie bly minstens 14 maande nog eetbaar. Maar ons Namibiërs eet in elk geval ons biltong binne 'n paar dae op, so dis nou nie vir ons 'n probleem nie. Die ander groot verskil is dat die vleis waarmee jerky gemaak word, verkieslik baie min vet moet aan hê. En as jy soos ek is, verkies jy jou biltong met 'n bietjie vet aan. Ons het wel lekker biltong opgespoor met die naam Rangers biltong, wat ons by 'n Suid-Afrikaner in Austin, 'n dorpie hier naby ons, kry. Maar ons het droewors nog glad nie opgespoor nie. So almal daar by die huis, geniet julle biltong en dink maar aan hierdie arme Amerikaners wat nie weet wat hulle mis nie. Hallo almal, my naam is Anne en ek deel graag my storie met julle. Ek was net 19 jaar oud en ek het besluit om my vlerke te sprei en Amerika toe te trek. Ek het in Washington DC gebly vir byna 2 jaar en dit was amper tyd om terug te gaan huis toe. Maar as daai reis gou jou byt, dan los hy jou nie so gou nie. En dis waar ek na Nederland toe getrek het. Ek het so verlief geraak op Europa dat ek na België toe getrek het. En dis waar ek my passie vir onderwys gevind het. Ek het 'n wonderlike werksgeleentheid gekry hier in Kambodja, waar ek nou werk as onderwyseres vir 4 tot 5-jariges. Die kinders is ongelooflik slim en so gierig om te leer. Die Khmer kultuur is baie anders, maar dit is ook waar mens die mees vriendelikste mense sal ontmoet. Khmer kos is nou nie my gunsteling nie en dit vat 'n tydjie om aan gewoond te geraak. Hulle droog die prons uit en maal dit fyn vir speserye of hulle eet dit net so as 'n beselhappie. Hulle gunsteling kos om te eet is gevulde padda en die gewildste ding om te eet saam met al hulle disse is rys. Ek mis so af en toe die 3 B's van Afrika, braai, biltong en braaibroodjies,
maar hier is net soveel ander lekkerrye wat goed genoeg is. Die leefstyl is baie anders hierso, veral die manier hoe hulle ry. Soms voel dit asof daar geen padreëls is nie, maar as mens eers gewoond raak daaraan, dan voel dit heel normaal. Vervoer hier is ook heel anders. Mens kry nie sommer 'n kar wat 'n taxi is nie, maar wel 'n tuk-tuk of 'n bromponie. In Cambodia is daar omtrent 4000 tempels versprei oor die hele land. Een van die tempels is genoem Angkor Wat. Dit is 'n enorme boeddhistiese tempelkompleks in die noorde van Cambodia. Angkor Wat is oor die 900 jaar oud en dit het hulle byna 30 jaar gevat om te bou. Angkor Wat word versprei oor meer as 400 hektaar en is die grootste godsdienstigste monument ter wêreld. Dit is ook verskriklik warm hier en dit vat 'n heel wat lang tydjie om gewoond daaraan te raak. Die taal is net so moeilik om te verstaan, maar as mens goed genoeg oefen, dan kan mens daarom dankie en asseblief sê.